Goeiemôre vriende, so op die 22ste Julie 2026 Woensdag. Mag julle sommer net 'n lekker dag hê wat voor julle uitstrek. En mag julle sommer net hierdie dag, terwyl julle asem so inasem, bewus wees van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat rondom ons is, die Heilige Gees wat binne in ons is, die Heilige Gees wat voor ons uitgaan. Maar wees net bewus van God se teenwoordigheid deur sy Gees. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. O Heilige Vader, wat 'n groot voorreg om met U te mag praat, U woorde te oordink wat U deur die profete geskryf het, Here, wat U deur die disippels geskryf het. Here, dat hulle soveel van U woorde deurgee vir ons en dat ons in die jaar 2026 nog steeds so baie kan leer oor dit wat U vir ons wil sê. Here, alhoewel ons die Bybel wat U vir ons gegee het baie oud is, is dit nog so relevant vir die dag van vandag. Dankie dat U vir ons die Bybel gegee het, Here, om ons te bly rig in alles wat ons doen. Baie dankie daarvoor. Amen. Dit mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ons gaan aan in Jakobus, praktiese boek, vriende, praktiese boek. Sê vir ons absoluut wat ons elke dag eintlik moet doen. Ek is eintlik baie lief vir hierdie boek van Jakobus, wat Jakobus vir ons geskryf het. En ons weet op hierdie stadium, hy is rig dit aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is. So, ek en jy is maar deel van hierdie wêreld. En hoor maar net wat hy vir ons weer kom sê vandag. Ons het gister 'n bietjie stilgestaan met 'n baie crucial ding vir die dag van vandag, die tyd waarin ek in jou lewe baie gesê het. Hoor hierso sê hy, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word. Die mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Nee, om net vir ons te sê, ons vang partykeer maar lelik strooi aan as ons kwaad raak, as ons nie oordentlik na mekaar luister nie. Jy weet ek en jy dan nou legio voorbeelde van, hè. Dan kom sê hy die volgende hierso in vers 22. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor, miskien tog, en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk, dan dubbelpunt sê hy. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe dit gelyk het. Vriende, kom ons begin het, julle wat moet doen wat die woord sê. Die dilemma is in die dag waar ek en jy is dat ons nie eens meer by die woord uitkom nie. Dis nie to shame en to blame nie, vriende, ek het al met julle gedeel. Ek doen elke dag hierdie dagstukkies, maar om by die woord van die Here uit te kom, om regtig te gaan sit, die sukkel ons almal, ek weet, maar dis nie een nie vir my 'n verskoning nie, en ook nie vir jou 'n verskoning nie. Vriende, ons krag lê daarin dat die Here deur sy woord met ons kom praat. En dit dink ek is wat Jakobus ook om sê, daai tyd het hulle nie die hele Bybel gehad, hulle het maar die wet en die profete, maar die wet meerendeels eintlik daar gehad, by hulle gehad, liewe vriende. Die eerste, kom ons sê nou maar die eerste 5 boeke het hulle by hulle gehad, né? Hulle het nog nie die voorreg gehad om die hele Bybel te hê soos ons het nie. Nou kom sê hy, iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk, loop weg van die spieël af en vergeet dit. Vriende, kom ons begin net daarom te sê, kom ons lees weer die woord. Ek het dit al baie vir julle gesê, ek gaan dit nog vir julle baie sê tot die dag wat ek my kop neerlê. En ek gaan dit vir myself ook sê. Ons het vir alles tyd. Vriende, gaan kyk 'n bietjie hoeveel tyd ons aan TV-programme spandeer. Gaan kyk 'n bietjie hoeveel tyd jy en ek aan Instagram en aan Facebook spandeer. Praat nie eens nog van die ander goed deesdae met ChatGPT en 'n klomp van daai ander goeders nie. Ons het tyd. Ons het tyd. Ons prioritiseer net nie ons tyd nie. Vriende, ek wil so ver gaan om te sê is
Dat hoe minder ons na die woord, by die woord is, hoe meer begin die wêreld deel raak van ons lewe. Hoe meer ons by die woord is, hoe meer ek en jy by die woord is. Hoe minder raak die wêreld deel van ons lewe. Maar hoe minder ons by die woord is, hoe meer raak die wêreld deel van ons lewe. En dan gaan dit baie keer oor jou behoeftes en my behoeftetjies, liewe vriende. Kom ons vat 'n gemeente en 'n gemeenskap van gelowiges. Wanneer ek byvoorbeeld vir julle vra om wil julle nie betrokke raak hier en wil julle nie betrokke daar nie, of enige iemand wil dit sê, nee, vir jou vra. En jy het nie tyd daarvoor nie. Jy kan nie tyd daarvoor maak, dit gaan vir jou 2 keer of 3 keer 'n jaar 'n uur, 2 ure vra. Vriende, dan moet jy vir jou vir die vraag begin afvra, maar is ek deel van die gemeenskap van gelowiges? As ek enigstens deel van die gemeenskap van gelowiges, gaan dit enigstens oor die Here en oor sy goed, of gaan dit maar oor my en my goedjies? Gaan dit maar oor my plannetjies wat ek het, oor my besigheid wat ek het, waaroor gaan dit? Nee. En dit sê ek vir julle onomwonde, wanneer ek en jy meer met God se woord te doen het, dan raak die dinge van God ook vir jou baie meer belangrik. Dan raak die gemeente waarin jy is, mos nou God se liggaam, raak daardie dinge ook vir jou belangrik. Hoe minder jy by die woord is, hoe minder raak dit belangrik, hoe meer raak jou goedjies belangrik. Hoe dan maak jou program belangrik. Hoe dan raak jou plekkie waartoe jy gaan na 'n strandhuis toe of dit raak belangrik. Al daai goedjies raak belangrik. Maar God se goed skuif vir ons baie keer uiteen. En dit is die ding, liewe vriende. Julle moet doen wat die woord sê. As julle dit net as julle dit ek begin weer. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat in sy gesig in 'n spieël kyk en sien en dit vergeet, So kom ons begin daar, kom ons begin dit in 'n gemeenteverband. Daar's baie goed wat ons kan doen binne 'n gemeente, in die gemeenskap van gelowiges, spesifiek in ons gemeente waar ons baie uitreik na ons omgewing toe op hierdie stadium. Daar's baie plekke waarby ek en jy kan betrokke raak. Is ons betrokke daarbey, vriende? En ek weet ons is met 'n klomp ander goed betrokke, maar onthou dat baie van die goedjies gaan maar oor myself, En weer eens ek sê, ons moet nie mekaar doodmaak nie, dis nie die ding nie. Maar vriende, ons is deel van die liggaam en elke deeltjie van die liggaam is belangrik dat hy of sy iets moet bydra binne in daai liggaam. Anders is sy liggaam nie voldoen nie. Dis kom Jesus kom sê, die kerk is sy liggaam. Die kerk is wie? Is ek en jy. En daarom wanneer die kerk, ek en jy die woord aanhoor, begin in wat ek en jy my woord lees, Die oomblik wanneer ek en jy die woord begin aanhoor, en wanneer ons toelaat dat mense ook in ons lewe inspreek, want gaan ons nie oor die stofmannetjies en stofvrouwtjies, die weet ek, jy moet al ligjare haal. Dis maar hoe God werk, hy gebruik mense nog al die jare, profete, hy gebruik die rigters, hy gebruik die apostels, so gebruik hy maar altyd mense, hy het selfs 'n donkie gebruik, Gebruik hy maar mense om in te spreek in jou lewe. So wanneer iemand inspreek in jou lewe, moet dit nie as 'n bedreiging sien nie. Sê vir jouself maar, dit is die Here deur sy gees wat eintlik besig is met my te praat. En wat wil hy hê moet ek doen, So kom ons luister weer na die woord. Kom ons bestudeer weer die woord. Kom ons doen wat die woord sê. Kom ons raak betrokke daar in jou gemeenskap, daar in jou gemeente waar die Here jou geplaas het, as deel van sy liggaam. Liewe vriende, as een deeltjie van sy liggaam nie sy deel doen nie, dan ry die liggaam skade, Ek het dit al hoeveel keer gesien. Hierdie teksvers is so belangrik. Kom ons lees dit weer. Julle moet doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor, en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy of sy bekyk hom of haarself, gaan van die spieël weg, en vergeet dadelik hoe hy of sy gelyk het. Kom ons daag mekaar uit. Kom ons begin om eers op die woord 'n bietjie te lees weer 'n slag. En dan die tweede ding is, wanneer ons dit lees, kom ons doen wat die Here deur sy gees vir ons kom sê, Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.